Dag en dankie vir almal wat weer by die kanaal ingeskakel het en na die video gaan kyk. Ons waardeer die moeite wat julle gedoen het. Voordat ons aangaan, kan ek net vra om asseblief weer die like en die subscribe knoppie te druk. Dit sal my help, dit sal die kanaal help om te groei, dit sal ons help om hierdie boodskap uit te bring, en dan vir die wat belangstel, as ek weer 'n nuwe video uitbring, dat julle kennisgewing kry van die nuwe video en weer daarna kan gaan kyk. Soos ek in die vorige video's bespreek het, die doel van hierdie kanaal is om 'n dokument of 'n doktrine as julle wil, of dan anders as julle wil, wat sal uitloop, die dokument sal uitloop wat ek dan nou noem 'n oorkonde vir die soewereiniteit van die inheemse volke van Suider-Afrika. En ek het as brondokument of wegspringdokument vir hierdie nuwe oorkonde wat ek hoop om op te stel sodat ons almal dit kan bespreek en uiteindelik tot 'n waardevolle nuwe dokument vir die Afrikaner volk kan kom, het ek die 1955 Freedom Charter van die ANC gebruik as template, om het so te stel, vir die oorkonde. Die doel om die Freedom Charter te gebruik is, glo my, alles behalwe dat ek enigstens waarde heg aan die inhoud van die Freedom Charter. Maar die doel om dit te gebruik is sodat die kaders die Nguni sal kan verstaan in die eerste plek en in die tweede plek nie 'n weerstand of 'n argument kan lewer oor die meriete van die oorkonde van soewereiniteit nie. Dit sal gebaseer wees op 'n dokument wat hulle vir hulle self opgestel het, wat, hoe hulle daarby uitgekom het, sal net hulle weet, maar hulle het maar met smaak hierdie dokument aan hulle self en aan die land en aan die wêreld gaan voorlê as 'n standaard van vryheid en ekonomie. Wel, as dit gaan lees, is dit maar 'n standaard van magsgryp, toeëning van regte, wat jy weet nie waar die begin van daai regte is nie, maar laat ons nie daarop ingaan nie. So ek het die 1955 Freedom Charter van die ANC gevat as 'n vertrekpunt of as 'n template vir, soos ek dit dan nou noem, die oorkonde van die soewereiniteit van die inheemse volke van Suider-Afrika. Net om weer ons geheue te verfris, wie en wat dink ek nou is inheemse volke? Dit is alle volke in hierdie land wat buite die Nguni groepering val. En ook mense wat hulle self kan identifiseer met die term inheemse volk. Dit sluit sekerlik die Afrikaner in, kleerlinge in, en as jy ver teruggaan in die Kaapse geskiedenis, afstammelinge van die Malayer gemeenskap, Griekwa gemeenskap, die Khoisan gemeenskap, tot op 'n goeie dag het Franse protestante hier naartoe gekom,
Hulle is nou almal Afrikaners vandag. Maar later het Grieke gekom, Portugese het gekom, veral na die val van die Angolese en die Mosambiekse kolonies of provinsies. Dis almal mense wat na hierdie land toe gekom het en 'n bydra tot die sukses op die een of die ander manier tot die land gelewe het. Dit is mense wat ek sou beskryf as inheemse volke. Die Nguni, ja, as julle nou weet van die besonderse bydra, opheffing, sukses wat hulle van hierdie land gelewer het, dis definitief daar, en moet ook nie 'n fout maak nie. Daar is baie goeie mense onder hulle. Maar onder hulle leierskap, dis waar die probleem kom, hulle leierskap het nêrens 'n bydra tot die sukses van hierdie land gelewer nie. Nou jy kan nie 'n volk van sy leierskap ontneem nie, en ongelukkig, omdat die leierskap van Dingaan se tyd, kyk wat het die man gedoen. Tot vandag se ANC, jy kan nie die volk van sy leierskap of die leierskap van die volk skei nie. So dit is hulle se eie unieke groep, laat ons dit nou maar so stel. Ons wens vir hulle sukses en sterkte toe, ook met hulle Freedom Charter. Ek sê net weer, ek het nie dit gebruik as 'n basis vir die nuwe doktrine wat in 'n oorkonde vervat sal word nie. Die doel om die Freedom Charter as 'n basis te gebruik is sodat die Nguni nie kan kom en sê nee, maar ons erken dit nie. Wie is julle? Wat is julle? Waar kom julle aan dit nie? Die doktrine vir die soewereine volke is uit die Freedom Charter gebore. En die ander ding is die Nguni, ek noem hulle maar die Nguni, maar dit is eintlik ook nie reg om hulle so te blameer nie, maar hulle stem nou maar vir die ANC. Hulle is kaders van die ANC, saam met die EFF en saam met die MKP, saam met die kriminele syndikate, kriminele bende van moord, afbreek, aftakel, verkrachting, steel, kriminaliteit. So, hulle is gegroepeer saam met hulle self, en ons wens vir hulle sterkte toe. As ons nou terugkom by die Freedom Charter en die doktrine waaruit die oorkonde opgestel is, of herskryf is soos ek het herskryf het, van die Freedom Charter na die oorkonde toe, is op 6 pilare gebaseer. Met ander woorde, wat ek daarby wil sê is, die soevereiniteit van die Afrikaner is op 6 pilare gebaseer. En laat weet asseblief of julle saamstem of met die 6 pilare, of daar veranderinge moet wees, of daar minder moet wees, of meer moet wees. Ek wil dit nie te veel hê nie, want dan raak dit 'n bietjie van
nie 'n maklike verstaanbare dokument nie. Maar die soewereiniteit van die Afrikaner volk is in die eerste plek gebaseer op wet en orde. Langstaande geskrewe wette en orde. En ons het nie nodig om wette in te skryf wat rassisties dan nou maar is, of wat ook al nie. Ons sal in die toekoms ons soewereiniteit laat handhaaf deur ons eie vermoë, ons eie meriete en ons eie uitmuntende vermoë om te kan presteer. Ek kom net nou weer daarby. Die tweede pilaar, wat ook net baie belangrik is gewaarborgde private eiendomsreg. Jy het nie 'n reg op eiendom bloot omdat jy binne hierdie land gebore is nie. As jy eiendom wil hê, dan moet jy werk daarvoor. En as jy in jou leeftyd gewerk het vir eiendom, en jy kon eiendom bymekaar kry, is dit jou reg om daardie eiendom aan jou nageslagte oor te laat. En so bekom hulle eiendomsreg. Nie bloot die feit dat jy hier gebore is nie. As jy hier gebore is jy 'n burger van hierdie land. En 'n burger het sekere regte. Maar hy het 10voudig, 20voudig, 100voudig meer verpligtinge teenoor die land, die regering en die landse mense. Jy het 'n verpligting teenoor ander mense. Jy het sekere regte waarna die staat sal moet omsien. Die derde pilaar vir die soewereiniteit van die Afrikaner, of dan die inheemse volke as jy wil, is 'n vrye, markgerigte en kapitalistiese toegang tot die ekonomie en hulpbronne van die land. Met ander woorde, jy het vrye en gelyke toegang met enige ander persoon na al die hulpbronne in hierdie land. As jy betaal daarvoor, en as jy dit koop, en dis ook nie genoeg nie. As jy betaal vir wat jy het, of het nou grond is, of het 'n myn is, en jy kan nie daardie kapitaal en daardie bedrywe suksesvol bedryf oor tyd nie, dan gaan jy verloor wat jy het. Dit is soos dit werk. Dit werk nie dat jy word gebore in hierdie land, en nou is jy geregtig ad infinitum op al die voordele van hulpbronne, grond en so aan nie. Ekonomiese voordele en so aan nie. Die vierde pilaar vir soewereiniteit van die inheemse volke van Suider-Afrika. Dit lyk vir my soos ek aangaan, word dit net al hoe belangriker. Dit begin baie belangrik, en dit word net al hoe belangriker. Ek weet of dit moontlik is nie, maar dit lyk vir my so. Hier is weer 'n belangrike een. Alle aktiwiteit
word op die basis van meriete en uitnemende prestasie gebaseer. As jy 'n werk wil hê, moet jy beter en slimmer en sterker wees, as dit sê byvoorbeeld sport is, vinniger wees, as die man langs jou. As jy uit die staanspoor die meriete dit nie regverdig, dat jy 'n werk kry, of dat jy plek in 'n sportspan kry nie, is daar nog steeds 'n pad vir jou oop. Sekere mense is met sekere talente gebore. Elon Musk is met sekere talente gebore. Ons kan opkyk na sy vermoë. En ons kan sy vermoë nastreef. En so sal ons ook by wen. So meriete is in die eerste plek. Die eerste en die enigste maatstaf in die samelewing. Maar 'n persoon wat nie met al die talente en al die goed gebore is nie, kan nog steeds streef na uitnemende prestasie. En daardie werk wat hy uiteindelik gaan kry, jy gaan dalk nie die hoofuitvoerende amptenaar van die grootste korporasie besigheid in Suid-Afrika wees nie. Maar jy mag miskien die heel beste, as 'n voorbeeld te gebruik, finansiële beplanner wees. Jy mag dalk die heel beste, ja, laat ek nou maar die Engelse woord gebruik, ek kan nie so vinnig op die Afrikaanse woord kom nie, fitter en turner in jou organisasie wees. Jy kan dalk die heel beste boekhouer wees. En jy hoef nie altyd die beste te wees nie. Jy kan nog steeds, want onthou, ons praat hier van kompetisie en kompetisie is taai. Jy kan 'n hoogs bevoegde ambagsman wees. Jy kan 'n hoogs bevoegde boekhouer wees. Of, kom ons moderniseer die situasie bietjie. Jy kan 'n hoogs bevoegde rekenaarprogrammeerder wees. En so aan. So meriete en uitnemende prestasie is die enigste maatstaf wat gebruik kan word in besigheid en in die werksplek en in die daaglikse samelewing. Die 5de pilaar, soos ek dit het, is vryheid van geloof en in ons geval die vryheid om die protestantse Christelike geloof te beoefen. Daar is ook plek vir ander gelowe in ons gemeenskap, in ons samelewing. Maar ons gaan nie baie gelukkig wees en ons gaan nie baie sagtens toekyk as jy ons geloof begin bedreig, begin afmaak, begin irrelevant maak en al daai tipe van goed nie. Dit gaan nie 'n goeie situasie wees nie. Ek wil nie in hierdie geval op spesifieke sake ingaan nie. Dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Die 6de pilaar van die soewereiniteit van die Afrikaner, of dan as jy wil, die inheemse volk soos wat ek het, is die vryheid van assosiasie.
Ons gaan nie deel hê aan die ANC se mislukkings nie. Ons gaan nie in hulle damme van riool swem nie. Ons gaan nie in hulle riviere van riool swem nie. Ons gaan nie deel wees van hulle ekonomiese mislukkings nie. So, dit is in breë die gedagte wat ek het, die pilare waarop ons soewereiniteit moet bou. En ek wil net weer sê, ons gaan weer opnuut na 'n moderne doktrine, vir hierdie soewereiniteit kyk, wat ons sal formuleer en saamvat in 'n oorkonde, in 'n traktaat, in 'n charter. Vir nou sal ons dit 'n oorkonde noem. As jy 'n beter woord het, laat weet gerus. As jy van die woord hou, laat weet ook gerus. Maar vir nou sien ek dit is 'n baie unieke uitstaande woord, wat almal sal kan verstaan, wat die ding kan laat uitstaan in die gemeenskap. Ons gaan hierdie doktrine met mekaar bespreek, ons gaan hierdie doktrine onder mekaar formuleer, en ons sal gestalte gee aan hierdie doktrine in die oorkonde. En ek wil ook daarby sê, en ek gaan weer vinnig deur hierdie 6 pilare gaan, of laat ek dit so sê, hierdie ANC regering, met die Nguni, met sy kaders, met sy kriminele meelopers, kan nie wag om te praat van apartheid, rasisme, en as ek Amerikaanse kanale volg, white supremacy, omtrent alles wat hulle enige positiewe ding wat uit die Europese gemeenskap kom, vat hulle net so en omskep dit in skelwoorde. Nou, ANC Nguni, kriminele syndikaatlede, hier is vir julle nou 6 pragtige skelwoorde wat julle voor die hele volk, voor die hele wêreld kan gooi. As rasisme, apartheid en so aan, en ek gaan dit vinnig herhaal. Wet en orde. Kyk, dit is 'n skelwoord vir hierdie ANC. Jy moet nie daai woord wet en orde noem voor hulle nie. Nog erger, gewaarborgde eiendomsreg. Hulle het die reg om te steel, en te vat, en te plunder. Hulle gewaarborgde private eiendomsreg is vir hulle skelwoord. Verdere skelwoord, vrye markgerigte en kapitalistiese ekonomiese sisteme, laat ek dit maar so stel. Die grootste skelwoord wat jy in die 4de plek voor hulle kan gooi, is die woorde van meriete en uitnemende prestasie. Want dit diskwalifiseer hulle omtrent in 80-90% van alle ekonomiese aktiwiteit. Dit sluit hulle uit, met of sonder geld. Vryheid van geloof. Hulle wil nie hê dat die Afrikaner sy geloof moet uitoefen nie. Want daardeur vloei die Afrikaner se krag
en sy sterkte. Vryheid van assosiasie, nee, dis apartheid, dis rasisme. Dis wat Dr. Hendrik Verwoerd wou gehad het. Jy moet saam met hom in sy pittoilet inspring en inleef. Jy moet saam met hom in die rioolrivier swem, in die poel van riool. Misdaad. Vullis. Siektes. So, dit is wat ek op die hart het vir vandag. Ons sal nou hopelik in die video's wat voorlê, as julle daarna kyk, en ek moet vir julle sê, hierdie sal die 4de video wees wat ek uitbring, en ek het fantasties reaksie gehad op die vorige 3 video's. So, ek voorsien dat 'n hele paar mense na hierdie video sal kyk, en ek vra vir julle asseblief, deel die video met ander, brei dit uit so ver as wat julle kan, en ek wil net weer sê, ek doen nie hierdie video omdat ek dink ek is reg nie. Ek dink ek doen dit bloot om iets op die tafel te sit as 'n beginpunt. Generaal Wynand de Tooy praat elke dag oor die paraatheid, die Afrikaner volk moet homself gereed kry, vir die dag as dinge gaan verkeerd loop. Ek stem met hom 100% saam. Nou my bydra in wat hy, in sy doktrine, as ek dit dan so mag stel, is, behalwe om die oorsake en die probleme raak te sien, en jouself gereed te kry, vir die dag van die ineenstorting van die politieke systeem soos ons dit vandag ken, is om 'n plan daar te sit wat ons kan bespreek, 'n doktrine wat ons kan formuleer, 'n doktrine wat ons in 'n oorkonde kan omskep, sodat ons doelgerig die toekoms kan ingaan met selfversekerheid. Dan gaan die ANC en sy manier van regeer en die land tot op die grond af te breek nie meer soveel saak maak nie. Ons gaan 'n plan hê, en hulle moet weet wat is ons plan. Ons plan is nie 'n geheim nie. Ek het alweer baie minute te lank gepraat. Ek wil net weer eens sê, druk daardie like en subscribe knoppie, en baie dankie tot 'n volgende keer. Ek hoop om julle gou weer te sien. Baie dankie, totsiens.